Kom ons buig dit ons hoofde, Hemel Vader. Ons het U so nodig, ons is so afhanklik van U. Here, daar is soveel stryd, daar is soveel probleme, daar is soveel siekte, daar is soveel dood. Here, ons het U nodig, dra ons deur, help ons, onderneem vir ons. Ons bring U die lof en die eer, want U is 'n goeie God en daar is niemand soos U nie, Vader. Amen. Kan U sitplekke neem? Julle kan net so 'n bietjie wag asseblief. Die tieners kan uitgaan, dankie Marilyn vir julle. Ek is bly daar is so baie van hulle sit al hoe meer banke vol en dis goed. Nou, broeder en suster, ek gaan eerstens vra pastoor Wiets, ek wil hy moet vir my 'n besonderse getuienis kom bring. Wat God vir hom hierdie week gedoen het, ek wil net dan vir u as gemeente ook vra dat u saam sal bid vir hom, sy moeder lê op sterwe op hierdie stadium. En dit gaan nie baie goed met ouma Anna nie, maar ek weet die Here gaan daar intree en sy wil gaan geskied. So bid maar saam met hom ook, ons gaan as hy klaar is dan as gemeente ook saam met hom bid. Maar weet asseblief kom staan hier en kom getuig, dis 'n besonderse getuienis hierdie. Goeiemôre almal. Ja, die afgelope, woensdag sal dit omtrent 2 weke wees wat my ma nou in die hospitaal is en party dae gaan dit sleg. Party dae dink ons gaan nou groet. Maar ons hou net aan bid en vra dat die Here se wil sal geskied. Ek sê vir my broers en my suster, daar's niks verkeerd om te bid vir genesing nie. Dis 100% reg. Maar ons moet dat die Here se wil geskied. As dit die Here se wil is dat sy genees word, prys die Here. As die Here kom al, prys die Here. Dat my ma, sy seker nou nie so baie oud nie, maar sy is ook nou al 79. En alles het so dol gegaan en mense gedagtes gaan so deur mekaar en jy verloor partykeer goed, jy vergeet partykeer goed. So gaan ons donderdagoggend ry ek en my oudste dogter se Manfa. Ry ons hospitaal toe, ons ry met haar kar, ek haal my beursie uit my bakkie uit. Ek sit hom in haar kar se kabel. En ons gaan kuier en ek sê vir my dogter toe ons terugry, ek moet nou net onthou om my beursie te vat. Dat ek hom terug sit in my bakkie. En so gaan dit aan en ek vergeet heeltemal van my beursie. Woensdag na werk, ek het so halfpad Kempton toe, so besig op 'n site waar ons werk en ek moet die ou mannetjie gaan haal Vrydag, dat ek kom kuier vir die naweek. Ek ry, kom in Witbank en tel hom op, praat so 'n bietjie daar so met sy pa en sy ander ouma en toe ek nou ry, sien ek kan nog net 68 kilos ry met my bakkie. Gelukkig daar's 'n vulstasie voor mens op die snelweg klim aan Witbank. Ek sê toe vir die joggie daar so, luister, maak vir my vol asseblief. Maar terwyl hy omloop, voel ek in die konsol my beursie. Ek kry nie my beursie nie. Ek sê vir hom stop voor hy kan begin gooi. Ek het nie my kaart by my nie. Eerste ding die my gedagte is, hoe maak ek nou? Nou dink ek aan 2 opsies op daai stadium. Ek kan ry van daar af op die snelweg tot by daai eerste tolhek daar by die Rose volstasie. Miskien kan iemand van die familie dat my daar kry, dan kan ek my bakkie vol maak, dat hulle net my beursie vir my bring. En ek dink toe myself, maar sy pa bly net so 3 kilometer van die volstasie af. Miskien moet ek vir hom vra my te help, as ek by die huis kom, kan ek net die geld vir hom weer terugbetaal. En soos ek my foon vat om hom te bel my broer my uit die Kaap uit. Kyk nou, hoe werk die Here. Hy vra vir my, wat doen jy? Ek sê niks in Witbank, ek het weer Andrei gaan haal. Ek sê, maar my beursie lê my meiskind se kar, ek kan net 68 kilos ry. Hy sê my ou boet, wat se bank is daar so? Ek sê, nee, ek weet nie wat se bank is by die garage. Nou moet ek ingaan en kyk, Netbank. Dat is nie Absa nie. Hy sê my, wag. Ek gaan vir jou cash send. Dan trek jy die geld, dan kan jy dit ingooi en dan kan jy vir my die geld terugbetaal. Ek sê, kyk, ek dink by myself, kyk hoe werk die Here. Ek haal my foon uit om iemand te bel wat 3 kilos ver is. My broer wat het 1600 km ver sit, bel my en hy betaal vir my geld hoor. En ek sê net, al die lof en eer aan die Here, ongeag van al die omstandighede, is die Here nog steeds getrou. Is hy nog steeds in ons saak. En hy kyk nog steeds na ons, maak nie saak wat se tipe persoon ons is nie. En ek dink net weer by myself toe kan ry, daar is so 'n liedjie wat ek altyd aan dink.
deurgedra. Deur die storms van die lewe het hy my deurgedra. En God dra elkeen van ons deur, ongeag van wat ons storms mag wees in ons lewe. En soos Pastoor Andries altyd sê is, hou vas aan die Here, want die Here laat ons nooit alleen nie. So baie dankie. Ek gaan opstaan en kom ons gaan ons hande net uitsteek na hom toe en ons gaan ouma Hanna nou in die Here opdra. Vra dat gaan wees. Kom ons bid saam met hom. Want Here, ons weet ons het U nodig, ons is afhanklik van U. Dankie dat ons pastoor Wietse nie kan opdra en vir U kan vra, Here, dat U gaan stilstaan by sy moeder. Here, ouma Hanna is op 'n baie slegte plek liggaamlik en ek wil bid dat U genade gaan wees. Here, dat U haar hand gaan vat en haar verder gaan lei. Nogtans nie soos ons wil hê nie, maar laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So ook in haar omstandighede en in haar lewe. En Here, seën vir hom en sy familie deur hierdie moeilike tyd. Dankie dat U vir hulle gaan onderneem. Ons bring U die lof en die eer in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Terwyl jy net so staan, broeder en suster, daar nuwe intrekkers daar by oom Jan en tannie Mimpie ingetrek. Ons staan julle twee ouetjies hier by my asseblief. Ons staan een hierdie kant en een hierdie kant. OK, mis, ek wil jou gou hier hê. Nou, hulle moeder is so ruk terug oorlede. En hulle albei het maar baie probleempies, veral hierdie pragtige ou dogtertjie. Mamma was ongelukkig op 'n verkeerde goed deur mekaar gewees. En dis geestelike bande wat op hierdie kinders is. Broeder en suster, die woord sê, ons moet die kindertjies na Jesus toe bring. En hulle nie verhinder nie, want dan sulke spoor die koninkryk van God. En ons gaan hulle salf en mis ek wil hê jy moet hierdie jou pragtige ou dingetjie kom vashou vir my. En ons gaan bid dat die Here die bande oor hulle lewe gaan breek in die naam van die Here. En dat die Here gaan help en dat die Here gaan onderneem. En ek weet God is getrou en ons niemand soos hy nie. En Jan, hulle het groot werk op die plot nou, maar ons gaan God vra om te help. Ons gaan God vra om te onderneem. En dat die Here op 'n besonderse wyse gaan intree. Pastoor Japie, kom salf hulle asseblief vir my, albei van hulle. En kom ons steek ons hande as gemeente uit. En terwyl ons vir hulle bid, Michael, wil julle nie daai liedjie net vir ons saggies doen? Because he lives, I can face tomorrow. Want een van daai versies het juis gepraat oor die kind, oor die kleintjie, wat deur stryd gaan en deur probleme gaan. Maar dan staan daar, because he lives. En omdat hy leef, sien ons kans vir môre. Omdat hy leef, gaan die Here uitkoms gee in hulle lewens. Kom ons gaan vir die Here vra om te help. Here Jesus, ons het hulle gesalf. En Here, ons bring nou hier die pragtige ou seun en dogter na U toe. Here, daar's baie stryd en baie probleme. En vyand, ons bestraf jou in die naam van die Here. En ons verbreek bande in die naam van die Here. Want Here, U is getrou. En U maak ons vry. En U maak hulle vry in Jesus naam. Dankie vir wat U nou op hierdie oomblik in hulle lewens doen in Jesus naam. Vou hulle met die liefde, Here. Seën vir hulle, help vir hulle. Dra vir hulle deur. Vir hierdie ou pragtige ou dogtertjie wat hier al hierdie stryd gaan. Dat U gaan oorwinning gee. In Jesus naam. In Jesus naam. En ons dankie, want dis omdat U leef, sien ons kans vir môre. Ons dankie Vader, die lof en die eer kom U. Dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Jesus. U is so getrou, dankie Koning Jesus. Dankie Jesus. Ag, halleluja. Dankie julle. Lief vir julle, hoor. Kyk, vas so aan Jesus, dankie op jou. Dankie Tannie Mimpie.
Jesus. Dan kan hulle teruggaan. To buy my pardon, an empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy. But greater still, the calm assurance this child can face uncertainties because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final wall with faith. And then as day gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just
sê, jy kan die sitplekke neem, baie dankie. Ag, dankie broeder en suster, dit is so belangrik om te doen wat die Here sê, né? Nou, ek wil vandag met u iets besonders deel. Nou, ons het altyd, toe ek destyds op universiteit was en as NG predikant gestudeer het, en toe ek ook op AGS Theologiese College was en vir pastoor gestudeer het en daarna ook by Unisa so bietjie nagraadse swat het, is daar een ding wat ek altyd kan onthou van as hulle gepraat het oor prediking of so. Hulle het altyd vir ons gesê, julle moet nooit sulke way out temas kies nie. So wat ek nou vandag doen is teen wat ek geleer het. Want ek het die een oggend word ek wakker en ek lê in die bed en ek kom net heeltyd by my op. En ek hoor hoe in my binneste net die lekkerste lekker. Ek dink, ag, wie die lekkerste lekker. En dis nou so 'n paar weke wat hierdie lekkerste lekker ding saam met my stap. Nou kom, ek gaan gou vir jou sê, ekskuus Konrad, ek sal mooi stil staan, sorry. Hy het gesê ek moet my vandag gedra soos 'n dominee. As jy praat van die lekkerste lekker, dink so bietjie aan dit wat die lekkerste lekker was wat jy nog ooit gedoen het. Weet die eerste gedagte wat by my opgekom het, liefie, was, ja, my troue was nice. Dis iets wat ek kan onthou. Dit was 'n lekker, ek's daarom nie spyt ek's weer getrou. Maar die lekkerste lekker, as ek gedink het aan iets uitsonderliks in my lewe, was ons 30ste huweliksherdenking vakansie. Dit was in die Weskus. Dit was die lekkerste lekker. En toe ek nou laasweek 'n paar van daai dorpies net vinnig gesien het al hierdie memories teruggekom. Dis daai lekker goed wat met jou gebeur wat jy onthou. Ek het gister ietsie by die kerk ervaar, ekskuus Nikkie, ek moet dit vertel. Sy wou vir haar dogter wat binnekort 'n ou babietjie gaan hê, wou sy, jy weet, iets spesiaals doen en 'n kitchen tea hou en Sharon en die kitchen tea nie, ooievaarstee. Sy is ons klaar getrou. Dis ooievaarstee. Kyk, vir die babietjie, ekskuus, ek met my terminologie. Ooievaarstee. En Sharon en die kerk se vrouens het besluit hulle gaan help. En hulle het gister 'n besonderse ooievaarstee vir haar aangebied en ek was nou nie daar nie. Man hoort ons nou nie by sulke geleenthede nie. En hulle het vir my die foto's en die video's gestuur en dit het my so getref toe sy hier instap, want weet julle wat, toe gebruik hulle nog my naam om vir haar te jok ook. Want toe sê hulle nee, die pastoor het 'n troue hier by die kerk. En toe sy nou instap, toe sit nou nie troue nie, toe sit vir haar 'n ooievaarstee. Sy het so gehuil. En sy was so emosioneel en sy het ook op 'n stadium gesê, ek het nog nooit so baie persente in my hele lewe gekry nie. Want sy is hier met 'n hele kar vol goed weg vir daai ou babietjie. Nou dis die lekkerste lekker waarvan ek praat. Goed wat jy, wow, jy onthou dit en is uitsonderlik en is uitstaande. En ek wil vanoggend oor 'n lekkerste lekker praat, maar nie uit 'n menslike perspektief nie. Psalm 34 vers 9 is 'n baie mooi en interessante versie. En hoor wat sê hy? Smaak en sien dat die Here goed is. Smaak hoe goed die Here is. Met ander woorde, jy moet dit proe, né? Smaak is proe. Jy moet proe hoe goed die Here is en jy moet sien hoe goed hy is. Want welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Nou om te begin, ons hoor elke dag van lekker eet, lekker slaap, lekker kuier. Maar weet julle wat, al die lekker hier is tydelik. Luister, jou troudag is tydelik. Jou honeymoon is nog meer tydelik. En ek kom nou agter, nou dat die 60 so my lê en loer,
My liggaam het ook sy lekker dae al geken, jy weet. Ag kom nou Dennis, jy kan nie meer soos 'n ou tiener te kere gaan nie. Want jy sê ons het nie meer die krag nie, ons wil nog so graag sekere goed doen, ons kan nie. Dis die tydelike lekker waarvan die Bybel praat, daai lekkerste lekker dinge. En is lekker man, is lekker om hierdie goed te doen. Dis lekker om hierdie dinge te beleef in die wêreld. En daar's nie fout daarmee nie. Maar die Here gee vir ons geleentheid om sekere wonderlike tye te kan beleef. Nou daar's 'n lekkerste lekker wat blywend is. Dis die ervaring van God self om sy goedheid te smaak. Om daardie goedheid van God te proe, dit deel van jou lewe te maak. Nou ek wil begin deur vir u te sê, en ek het dit in die inleiding genoem, die wêreldse lekker is tydelik. Dis iets wat verbygaan. Weet die dag wat jy verjaar en jy word so lekker bederf en jy sê, o, dit was my lekkerste verjaarsdag ooit. Dit gaan verby. Daai lekkerste lekker gaan verby. Nou 1 Johannes 2 vers 16 sê, alles wat in die wêreld is nie uit die Vader nie. O, baie ouens sal sê die lekkerste lekker was toe ek saam met my pelle gesuip het. Dit herinner my hoe Christus nou nie vanoggend dien nie wat hy gesê het die dag toe hy ophou drink, toe sy vriende ook by die deur uit. Daai goed is tydelik man. En dis nie die lekkerste lekker om met 'n hoofpyn op te staan nie, come on. Dit is nie lekker nie. So ons kyk na wêreldse goed en hierso sê die woord 1 Johannes 2 vers 16, alles wat in die wêreld is nie uit die Vader nie. Nie alles in hierdie wêreld kom van die Vader en is uit die Vader nie. Prediker 2 vers 11, wat sê hy? Alles is te vergeefs, 'n gejaag na wind. Ek het hierdie storie al vertel en toe ek deur hierdie gedeelte gaan, het dit weer by my opgekom van die 2 boemelaars wat daar in 'n Vrystaatse ou dorpie die aand geloop het. En toe kom hulle by die grootste huis, dit was 'n mansion op die dorp. Die rykste ou op die dorp het daar gebly. Hy het die helfte van die dorp besit, die helfte van die plase wat hy kon kry en 'n klomp besighede. Hierdie ou was skatryk. Hy het hierdie enorme huis gehad en hierdie 2 boemelaars het gestaan voor hierdie huis en hierdie huis uitgekyk en gesê, "Jo, dis mooi. Ek wens. Maar sien, hulle het juist na die huis gaan kyk want hulle het gehoor die vorige dag is hierdie man oorlede, hy's dood. En die een boemelaar vra vir sy pel, wonder hoeveel geld het hierdie ou? En die ander boemelaar kyk vir hom en sê vir hom, niks nie. Hy's dood. Al sy geld, al sy plase, sy besighede, sy mansion het net hier gebly. Want dit is tydelik. Dit is 'n gejaag na wind. Ek is eerlik, ek sal ook graag ryk wil wees. Dat ek alles kan doen en alles kan koop en alles vir my vrou kan doen. Maar weet jy wat? Dis tydelik, is 'n gejaag na wind. Dis goed wat nie hou nie. Jy sien, plesier sonder beginsel, sukses sonder opoffering, liefde sonder waarheid beteken niks nie. Niks. Die wêreldse lekker laat jou dors, jy word nooit versadig nie. Inteendeel, die Bybel sê hy wat het wil net meer hê. Is dit nie so nie? Ek het nog nooit 'n ryk ou gehoor wat gesê het ek het genoeg nie. Hy soek altyd meer. Want hy is 'n gejaag na wind, dis tydelik. En dis nie waarheen ek en jy nou moet jaag nie.
Nou kom Jesus en ons kyk na hierdie wêreld so lekker wat net tydelik is en dan sê hy, wie van hierdie water drink wat ek hom gee sal nooit, of wie van hierdie water van die wêreld drink sal weer dors kry, maar hy wat van daardie water drink, daai ewige water wat ek hom gee sal nooit weer dors kry nie. Hier sê Jesus dit self, sê van hierdie water drink sê weer dors kry. Hy praat van die wêreldse, né? Sê van dit drink sal jy weer dors kry. Tweedens, die Here se lekker is 'n ewige vreugde. Kom ons gaan terug na ons kernvers, die Psalm 34 vers 9. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Nou is interessant as jy kyk na hierdie versie, dan is daar 'n persoonlike uitnodiging. Smaak my, sê God. Smaak die Here. God wil hê jy moet hom ervaar. Sy goedheid is nie teoreties nie. Dis beleefbaar. Met ander woorde, dit moet gaan om God te ervaar, nie net van hom te hoor nie. Dit gaan oor om 'n ervaring met hom te hê elke dag, 'n pad saam met hom te stap. Weet jy, was vir my so wonderlik toe ons nou saam pastoor Wiets bid. Ek het God ervaar. Toe saam my 2 kindertjies gebid het, ek het God ervaar. Weet jy, dis die smaak wat ek wil hê. En terwyl ek praat van hierdie smaak, weet jy, daar is sekere kosse waarvan ek hou en jy hou weer van iets anders, maar dit waarvan jy hou, dis dan maar lekker. As jy dit kan eet. Ja, dit is so nice. Weet my gunsteling pudding, ek het dit net jare laas geëet, want mens kry nie meer Kaapse gooseberries nie. Dis my gunsteling nagereg. Ja, dit is so lekker. Dit smelt so in jou mond, my skoonma weet hoe om dit te doen. Maar nou is hulle verskoning, hulle kry dit nie, maar okay, ek kry dit ook nie. Ek praat oor van die gooseberries. Jy kry dit nie. Maar wat ek vir jou wil probeer sê, dis wêreldse goed. Dis tydelik, dit gaan verby. Maar God sê, luister, kom ervaar my goedheid. Kom smaak my, dis 'n uitnodiging. Psalm 119 vers 103 sê, hoe soet is u woorde vir my verhemelte. Dis so wonderlik dat hy dit gebruik, die smaak ding. Hoe goed is dit? Hoe soet is hierdie woorde vir my verhemelte. Ek praat nou van baie lank terug. Ekskuus, Konrad, ek sal hier bly staan. Is dit oukei? My ma, maar ons praat nou van donkie jare terug, hoor. Sy kon melktert maak soos nobody else. En weet jy, ek het groot geword daarmee, dan sê daai vulsel in 'n pot, en dan het ons kinders beklei oor wie daai pot uit eet. Want ja, daai vulsel, as hy so op jou vir die hemel te gekom het, dit was die awesome smaak. Dit was so lekker, dis die lekkerste lekker. Maar dit is tydelik. Want ek het dit baie jare laas gesien of gehoor of gesmaak, jy sien. Dit gaan verby. Haar verskoning is sy nou te oud, ek vat dit maar. Maar kan jy hoor, dit is tydelik, maar God het 'n persoonlike uitnodiging wat hy doen, om vir jou te sê, kom, want my woorde is soet. En hier sê die psalmdigter, hoe soet is die woorde vir my verhemelte. Nou derdens wil ek vir u sê, as ons praat oor hierdie die lekkerste lekker, die geheim is om naby aan God te bly en te leef. En dit is nie so maklik nie. Want die duiwel probeer so hard om jou weg te trek van God af, om jou weg te trek van dit wat belangrik is, om jou besig te hou met goed wat nie belangrik is in die koninkryk nie. Ek is so besig. God sê, koop die tyd uit.
Gebruik die tyd wat jy het vir hom. Gebruik dit. En wees beskikbaar vir hom. En ervaar God. Inteendeel, smaak God, sê die Bybel. Want is wonderlik om hom te smaak. Psalm 16 vers 11 sê, oorvloed van blydskap is by u aangesig. Oorvloed van blydskap. Ek het hierdie getuienis nou die derde keer dat ek hom vertel. Ek het hom gister vertel en vanoggend in die bidkamer ook. 'n Vroukie het Vrydag aand by my kom draai. Ek het so 16 maande terug het ek haar man begrawe. Sy kom nie oor haar man se dood nie. En vir 5 maande is sy in 'n depressie, diep gat. Inteendeel, luister na hierdie ene, hoe erg dit moet wees. So 5 maande kon sy nie lag nie. 5 maande. En weet jy, ek begin met haar deel. Ek het saam met haar gebid. 30 minute, toe begin sy smaal. Toe begin sy glimlag, en dit was nie net 'n gewone glimlag nie, want haar oë het begin straal. Dis ware glimlag, as jou oë saamwerk. Want dit is maklik om so te maak, né? Maar ware blydskap kom uit die binneste uit. God doen iets vir haar. En weet jy, toe ek hier buite kom en haar dogter haar sien, sê maar, dis mos my ma hierdie. Is dit nie awesome nie? Smaak God. Smaak sy blydskap en dan verander dinge. Dis vir my so awesome om by mense te kom wat op sterwe lê. Maar as jy hulle sien, dan glimlag hulle. Want hulle saak met God is reg. Hulle smaak God en hulle weet hulle gaan God binnekort ontmoet. As jy ware vreugde wil sien, sien dit in iemand wat 'n saak met God reg is en hulle is reg om te gaan. Dis ware vreugde. Dis 'n ware glimlag. Is dit nie awesome nie? Ek het gisterand nou weer so breë glimlag op my gesig gehad, want al drie my kleinkinders was daar, en toe op 'n stadium skree ek aan die gang af, toe ek nou op die bed sit, toe sê ek vir hulle, wie soek snoepie geld? Al drie, voor my, hulle is reg. En toe kry elkeen sy snoepie geld, maar hulle smaal net so breed, en oupa smaal nog breed, want hy kry net so nou indrukke. Smaak hoe goed God is. Dis wonderlik om daai goed te ervaar, maar is tydelik. Want nie oor baie jare van nou nie gaan ek hulle vra vir snoepie geld. Maar smaak hoe goed God is. Smaak dit, ervaar dit, maak dit deel van jou lewe. Here, ek wil U ervaar. Johannes 15 vers 11, daar sê Jesus dat my blydskap in julle kan bly. Ek het hierdie voorbeeld al so baie gebruik en dit gaan oor die lekkerste lekker en dit gaan oor om God te ervaar. As ek nou 2 ouens hier langs my het. Ag Michael, hierdie kaart, ek weet jou rug is so bietjie, maar kom staan gou hierso toe, al 2 van julle, maar hier weerskante van my, ek split julle nou. Want sien, vir nou is hierdie die norste en die kwaaiste en die moeilikste ou wat julle ken. En vir nou is hy die opgewekste en die mooiste en sy straal net persoon waar hy is. Nou wil ek vir jou vra, in wie se geselskap wil jy wees? Haai Kona. Net hier. Hoekom? Want wie wat? Dit is, die Bybel sê, 'n gees dra oor. Glimlag dra oor. Maar hierdie dra ek oor. Jy weet, op die einde van die dag gaan ek op. Jy weet. Dankie julle twee. Maar hoor julle wat ek probeer sê? Ervaar God en laat hy blydskap deur jou vloei. En dat God vir jou optel en oplig.
Frik, wie wat vir my die lekkerste lekker van Carol is, as ek 'n onverwags hier in die nek vang. Dan ja, in nou 2 weke stilte wat die stem, dit was die lekkerste lekker vir jou, né? Wat haar stem weg was. Ja, daai lekkerste lekker, maar hierdie goed is tydelik. Ons moet kom by dit wat belangrik is. Smaak God, ervaar God. Laat God oorneem. Dis die lekkerste lekker wat in jou lewe moet wees. Jy sien, blydskap kom uit gemeenskap met God. Beteken om tyd met hom te spandeer. Die lekkerste lekker is sy teenwoordigheid. Soos ek julle gesê het vanoggend, dit was so awesome hiervoor. Omdat ek God kon ervaar. En ek het nou nie gekyk nie, maar ek dink die 2 kids het gehuil, Shamaine. Dis deurbrake daai. Dis mos die lekkerste lekker om God te ervaar. Jy huil, maar jy weet nie eens hoekom nie. Want dis die lekkerste lekker. Om God te kan ervaar. Jy sien, geesvervulde lewe bring vreugde, vrede, geduld. Galasiërs 5:22, die vrug van die gees, gaan lees maar dit daar. Maar dit bring daai vreugde, daai vrede, daai geduld en alle ander vrugte van die gees. Dis die geesvervulde lewe. Dis waarmee ek en jy te doen het. En te doen moet hê. Jy weet toe ek aan die lekkerste lekker dink, Dennis, ek kies 'n pik op jou vandag, onthou jy daai cricket daar van ons. Dit was om die lekkerste lekker. Saam met ons vrouens, gemengde spanne. Ons het jare dit gespeel. Dit was die lekkerste lekker. Maar dit het gekom en gegaan, want ouderdom speel vandag nou 'n rol, né? Daai lekkerste lekker gaan verby, maar dit wat ek het in die Here gaan nooit verby nie. Nou hoe proe ons hierdie lekkerste lekker? Nou ek gaan vir die 5 goed noem. En daar's eintlik nog baie ander goed, maar luister na hierdie 5 goed. Hoe kan ek die lekkerste lekker ervaar van God? Nommer 1, soek hom daagliks in die woord. My oggend begin so. Ek word wakker, vat my foon en ek gaan onmiddellik in die woord in. En dis hoekom almal wat my ken weet, ek het 'n vers vir die dag, elke liewe dag. Elke dag. En ek gebruik hom oral waar ek kom. Ek het altyd woord, want dis waarmee ek wakker word. So spandeer tyd in God se woord daagliks. En bid dan met verwagting. Ek en jy moet dit doen. Derdens, dien God met blydskap. Ag, broeder en suster, baie ouens se gebedslewe en hulle dien gaan oor 'n gesane keeltyd. Dit gaan so sleg met my. Ag, Here, dit is so erg. Ag, come on. Ek weet God kan nie depressed raak nie, maar ek dink is naby partykeer soos ons aangaan. Dit is so. Want baie ouens se gebedslewe om die Here te dien, dis alwaar hy bestaan. Die klaagliedere van Jan en Sannie. Dien die Here met blydskap. O, pastoor, jy verstaan nie, het gaan so sleg met my. Luister, kom ek sê vir jou, eintlik gaan dit goed met jou. Nommer 1, jy's in die kerk vanmôre. Nommer 2, jy het klere aan. Nommer 3, jy het jou moontlik geëet. Nommer 4, jy het 'n dak oor jou kop. Nommer 5, Here het vir jou vrou gegee, man gegee, kinders gegee. Jy het miskien nog ouers. Dis genade van God. Dis God se goedheid oor jou lewe. Wees dankbaar vir dit. Maar ons wil saamlik oor die goed wat ons nie het nie. Dis nie verkeerd om te huil voor die Here nie. Hoor my hart, ek doen dit ook baie, maar moenie aanhoudend dit wil doen nie. Begin hom ook loof en prys vir sy goedheid aan jou. Die feit dat jy gesondheid het, jy kon nou in 'n hospitaal gewees het. Of jy kon in 'n tronksel gewees het. Ek en jy moet net God se aangesig begin soek en met hom tyd spandeer. En dis wat hy hier sê. Dien hom met blydskap en dan dank hom in
alles. Iemand sê in die week vir my die woord dankie kom in die Bybel voor en toe sê ek, miskien die woord dankie as sulk staan nie daar nie, maar dank en danksegging kom baie voor. Die probleem is ons vra baie, maar hoeveel keer sê ons dankie? Dink so 'n bietjie daaroor. Dankies is min, né? Is min gesaai. As ek kom by my en God ook, en dis verkeerd, ek moet God dank. Ek moet hom dank aan alles. En dan 5, wees in gemeenskap met gelowiges beteken, jy moet jou met die regte mense omring, jy moet kerk toe kom, jy moet die Here dien, jy moet daar wees vir God. Dat hy jou kan gebruik en in en deur jou kan werk. Doen dit. Psalm 1 sê, hy vind sy vreugde in die wet van die Here. Hy vind sy vreugde om die regte ding te doen. Hy vind sy vreugde, die psalmdigter, om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. Dis die lekkerste lekker om te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Is dit nie awesome nie? Dis so wonderlik. Weet jy, dit is so wonderlik om daar te kan wees vir my boetie en sussie. Dat ek kan wees vir mekaar. En God te kan vertrou. Jesus, dis die lekkerste lekker. Ek wil afsluit. Die wêreld se lekker is soos borrels wat bars. God se lekker is 'n fontein wat nooit ophou vloei nie. Dit hou net aan. En aan, en dit is net awesome. Jy weet nooit wat God môre ook vir jou in stoor het nie. Psalm 36 vers 9, by U is ook die fontein van die lewe. U is die fontein van die lewe. Wanneer jy by hom skuil, proe jy die lekkerste lekker, daai vrede, vreugde en ewige hoop in Christus. Is dit nie awesome nie? Dis mos nou die lekkerste lekker. Te sê, Here, ek is die kind en ek behoort aan U. En ek doen dit wat U wil hê ek moet doen. Dit is die lekkerste lekker. Om tyd met God te kan spandeer en te kan doen dit wat hy sê. En broeder en suster, ek wil jou uitnooi om meer tyd met God te begin spandeer. Asseblief moenie vir my sê, ja pastoor, my program is so vol, ek het nie tyd nie. Want dan haal ek my skoonpa aan, hy het dit vir my hoeveel keer gesê, wat doen jy tussen 3 en 4 in die môre? Want dis wanneer sy en ma se lig aan is, en hulle God se aangesig soek. Dis hulle bidtyd. En jy kan maar sien, jy kan buite toe gaan in daai tyd, hulle lig is aan. Want dit gaan oor om hy lekkerste lekker te kan ervaar. En God te kan ervaar. O, dit is so lekker om God vroeg in die môre te kan ervaar. Ek wil afsluit, ek het hierdie getuienis net in kort gebring. Ek het laas Vrydagoggend, Vrydag 'n week terug, toe ek aan die Weskus was, ek het so op die strand gebly, maar ek kon nie regtig so intoe gaan nie, maar die oggend vroeg, so 5:30, het die man wie ek begrawe het, sy seun my kom haal, en ons het op die strand gaan loop en die son sien opkom en God ervaar. En ek het die wonderlikste beradingssessie gehad op daai strand wat ek ooit in my lewe gehad het. Want ek het God ervaar in daai sonopkoms, oor die swerm voëls wat so oor ons gevlieg het vir 'n paar sekondes. Dit was God wat homself net openbaar het aan ons, en dit is die lekkerste lekker. Om God te kan ervaar. En ek wil jou uitnooi, doen wat die Here vir jou sê. En broeder en suster, ek praat nie baie daaroor nie, want ek hoef eintlik nie daaroor te praat nie. Daar het alweer 'n klomp gekom, ons gaan dit doen binnekort, binne die volgende 2 of 3 Sondae, gaan ons weer 'n doopdiens hou, daar's weer 'n klomp wat gedoop wil word. Ek wil net hê, begin doen wat die Here sê. As jy vir sê, laat jy doop, doen dit, dis die lekkerste lekker.
God nodig het, kom dat ons saam met jou bid. Man, dis die lekkerste lekker as die Gees van God so oor jou kom en die trane kan net vrylik vloei en jy voel net hoe die kraantjies oopmaak en jy's net wow. Want dis hoe God werk. Dis hoe God by ons stil staan. Dis hoe God ons optel en ons oplig. En ek wil jou uitnooi om dit te doen. Kom ons buig ons hoofde. Here, U het vanmôre met ons gepraat, ons moet U ervaar, dis die lekkerste lekker. Ons moet tyd met U spandeer, meer en meer, dis die lekkerste lekker. Dis die dinge wat 'n verskil maak, wat ewigheidswaarde het, dis die dinge wat ons lewens verander. Here, en dis waarna ons moet mik. Ons moet meer streef daarna. En dankie dat jy elke broeder en suster gaan help wat vanoggend ook hier is, maar ook elkeen wat inluister, dat hulle daai lekkerste lekker van die Here gaan ervaar. Van U gaan ervaar. En Here, dat hulle U gaan smaak, soos die woord sê. U gaan proe, soos die woord sê. Dis soos iets soets wat aan my verhemel te moet vassit. Iets lekkers. Die lekkerste lekker. Dis wat ons wil hê, Here, ons wil U ervaar. Dankie dat U elke broeder en suster seën vanmôre en dat U vir hulle help en onderneem. En Here, ons gaan ook nou kom by nog 'n lekkerste lekker en dis elke keer om deel te hê aan die nagmaaltafel, om aan die tafel te kan sit. Here, om deel te kan hê aan dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis 2000 jaar terug. En die feit dat U neergedaal het, Here, en dat U dood en hel oorwin het, en dat U opgevaar het, en vir ons plek gaan maak het, dis die lekkerste lekker. Ons bring U die lof en die eer, en dankie dat U ons help, Here, ons wil U net meer ervaar. Die lof en die eer kom U toe, Vader. Amen. Sal help as ek die mikrofoon vat. En ons wat gaan help in die nagmaal kan gerus vorentoe kom asseblief. Julle kan maar begin uitdeel, ons gaan 'n liedjie of so sing. Terwyl hulle uitdeel en as hulle klaar is, gaan hulle vorentoe kom en dan sal ons die nagmaal bedien. Dankie Michael. Sing somewhere, I will sing to you. And I will sing to you. I will sing to you. I will worship you. I will sing to you, and I will honor you. I will honor you. I will worship you. I will honor you. I will give you me. I will give you me. I will worship you. I will give you me, and I will sing to you. I will sing
will sing to you. I will worship you. Yes, I will sing to you. And I will honor you. I will honor you. I will worship you. I will honor you. And I will give you me. I will give you me. I will worship you. I will give you me. Het almal elemente ontvang? Iemand oorgeslaan? Almal gekry. Ek gaan 'n baie bekende stukkie lees vir ons voor ek die formulier lees. Dis Johannes 1 vers 14. Hy sê en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eerstgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons sien Jesus was die ewige woord. Van ewigheid is hy God. Hy is nie geskape nie, hy is die skepper. En hy kom en hy word vlees vir my en jou. Sodat ons kan weet, ons kan gered word. En dis waaroor die nagmaal gaan. Dit gaan maar om Jesus vanoggend te erken as ons Here, as ons verlosser en zaligmaker, as die een wat gesterf het aan die kruis, maar wat opgestaan het en wat lewe vir ewig. So ek lees die formulier en dan gaan ons saam met die formulier gaan ons die nagmaal gebruik. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot bygedagtenis. Kom ons besef vanmôre die liggaam van die Here is gebreek vir ons. Dan gaan hy aan en hy sê, net soos die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Kom ons neem die sappie. En ons bestaan en besef vanmôre ons weet dat die bloed van Jesus vir ons gevloei het. Vers 26 van 1 Korintiërs 11 sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus, totdat hy kom. Ons lê baie klem op die dood van die Here, die kruisiging van Jesus Christus. En ons weet, vandag is opstandingssondag, want hy het opgestaan op 'n Sondag. So nie net het Jesus gesterf aan 'n kruis nie, maar hy het opgestaan. En omdat hy opgestaan het, is ons regverdig verhoor. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend nagmaal te kon gebruik. Dankie Here dat ons 'n lofoffer aan U kan bring vanmôre, die liggaam van die Here wat gebreek is vir ons en sy bloed wat gevloei het vir ons. Here, dankie dat hierdie net sommer maar 'n tradisie is nie, maar Vader, dit is 'n sakrament, 'n heilige sakrament wat U ingestel het, Here, sodat ons U vir altyd sal onthou en kan herdenk wat U vir ons gedoen het. Vader, seën elkeen vanmôre hier, dat die nagmaal kon gebruik, ook hulle daar by die huis. Dankie Here dat ons aan U kan vashou vanmôre. Dankie dat ons U kan eer en kan weet, Here, U bly ons Here in Jesus naam.
Amen. Daar sê, prys die Here. Nou broeder en suster, ek het net gou weer op die Facebook page ingegaan en net gesien, en daar's 'n klompie aanmerkings daar. Helene Netling het geskryf, ek weet God is daar. Margriet Brits, ek is elke dag by God se altaar, dis my stilte tyd in sy teenwoordigheid. Zet van 'n berg skryf, ek kry elke oggend net by 4:00 die mooi boodskap van my sussie Petra af, en dis so lekker, dan bid ek ook saam in my gees en is dit by hulle. Weet jy wat, dit gaan oor om tyd met God te spandeer, dis hoekom ek hierdie 3 goed genoem het, wat die mense geskryf het. Spandeer daai tyd met God. Nou voor ons gaan afsluit en 'n laaste lied gaan sing, jy staan ook welkom na die diens om 'n koppie tee en koffie en 'n koekie saam met ons te kom nuttig in die saal. Jy's baie welkom. Ek wil net hoor, is daar enig iemand wat hier sit, dat vanoggend het iemand vir my 'n boodskap gestuur, hulle wil 'n sitkamerstel saai, het iemand hom nodig? Is jy iemand wat nie 'n sitkamerstel het nie? Is reg, Tannie, kom kyk, ons gaan daarso by Tannie Mariaatjie kom sien my, hoor? OK, ek wil dit eerder vir die gemeentelede saai, dis belangrik. OK, so kom sien my na die tyd. Broeder en suster, net 'n paar opmerkings. Ons gaan Saterdag die 15de November het ons 'n kliniekdag. Nou David en Andeleen Euforie het weer aangebied om ons te help. Hulle gaan weer 'n klompie susters hiernatoe bring en medisyne hiernatoe bring om ons te help. Maar ons kan nou ongelukkig nie honderde hanteer nie, want ons het net 4 ure van 9:00 tot 1:00. So dis hoekom Shamaine gaan nou voorwees as jy graag wil kom en jy het behoefte, jy en jou gesin, dis reg. Maar jy moet 'n kaartjie hê, ons gaan niemand sonder 'n kaartjie toelaat nie. En asseblief, moenie jou bure bring as hulle nie kerk toe gekom het vandag of volgende week nie. Hulle moet ten minste kerk toe gekom het, want ons gaan van die standpunt af uit, ons help mense wat hulle self wil help. So ons is bereid om te help en ons reël hierdie geleenthede vir julle en dit kos niks nie. Andeleen hulle saai hulle tyd en hulle kennis en alles om te help. En ek wil sê baie dankie ook vir hulle. En ek weet die Here gaan hulle ryklik seën. Ek gaan ook donderdag weer na hulle besigheid toe om hulle hele besigheid weer aan die Here op te dra, die besighede en die voertuie te salf en die mense te salf en God te vertrou dat hy groot dinge gaan doen. En ek weet dat God is getrou en hy's 'n waarmaker van sy woord. So dankie David vir jou en Andeleen, ons waardeer dit verskriklik baie. En asseblief die 60+, ons gaan vir julle op 'n Woensdag weer reël, dat ons net julle weer gaan bederf met die kliniekdag, hoor. So julle moet asseblief nie daai Saterdag kom nie, dat ons die wat nie in die week kan kom nie, die families en die kinders kan help. OK. Dan ons is ook besig om weer 'n afsluiting te reël. Dit gaan op dieselfde beginsel werk. Ons gaan kaartjies weer uitdeel en dit gaan 'n wonderlike afsluiting weer wees. Ons sal u later meer daaroor sê en wat die datum is, maar dit sal ook hier by die einde van die maand of so wees. Dan gaan ons net 'n besonderse afsluiting op 'n Sondag hê na diens. En weer eens, dit gaan gratis wees vir almal, dis iets wat ons ook in u lewe wil insaai. So weer eens, die voorwaarde is die ouens moet in die kerk wees om die kaartjies te kry vir ingang. Dis wat vir ons baie belangrik is. En dan broeder en suster, ons kom aan die einde van die jaar, daar's baie aktiwiteite. Ons kinderkerk afsluiting is die laaste Sondagoggend van November. Ons tienerafsluiting is die eerste Sondag van Desember. Dit is om 6:00 die aand in die kerk en hulle gaan 'n hele opvoering en so doen en ons tieners groei baie goed en Pastoor Sari doen ook pragtig met die kinders en ek weet die Here gaan vir ons seën en onderneem. Ons gaan ook weer 'n geloftedag diens hê op die 16de op Kersdag om 9:00 gaan ons 'n diens hê en dan op Oujaar die 31ste om 6:00 die aand gaan ons ook ons ou nuwejaarsdiens hou. En so daar's baie aktiwiteit dan. Kom met bid vir ons asseblief dat die Here vir ons gaan seën en vir ons gaan onderneem en vir ons gaan help. Kom ons staan op, ons gaan afsluit met 'n laaste lied saam met Michael hulle en dan gaan ons afsluit en vir die Here baie dankie sê.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord, no turning back. He goes before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me. No turning back. Praise the Lord, no turning back. Sing glory, glory, and hallelujah. Sing glory, glory, and hallelujah. Sing glory, glory, and hallelujah. No turning back. Praise the Lord, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back. Praise the Lord, no turning back. Sing glory, glory. Sing glory, glory, and hallelujah. Sing glory, glory, and hallelujah. Sing glory, glory, and hallelujah. No turning back. Praise the Lord, no turning back. No turning back. Praise the Lord, no turning back. No turning back. Praise the Lord, no turning back. Halleluja. Kom ons gaan hierdie diens afsluit. Here, U was hier. Dis wonderlik om U te ervaar, U te smaak soos die woord sê. En Here, dankie dat U getrou is. Help ons dat ons nader aan U gaan beweeg en dat U hierdie pad saam met ons sal stap. Ons bring U die lof en die eer want U is 'n goeie God en daar's niemand soos U nie. En mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees tot in alle ewigheid. Amen. Ag, ek gaan vra dat jy net almal net vir 'n oombliekie se plekke gaan neem. Shamaine kan gou haar plek inneem. En Charles gaan kry net vir my vir Pieter, ek soek hom ook hier voor. Nou broeder en suster, daar Shamaine in die hoek. Jy kan vir die kliniek die naam gaan opsit. Vra nie, ons gee vir die kaartjies. En asseblief maak gebruik van hierdie geleentheid. Ek weet hoeveel ure jy moet sit by 'n kliniek, jy word nie altyd gehelp nie. Hier gaan jy gehelp word. OK. En dit gaan besonders wees en ek weet die Here het 'n groot plan en doel daarmee. So jy kan daar by Shamaine die name gaan opsit en dan kry jy sommer die kaartjies vir die kliniekdag. En dan wat ook vir my baie belangrik is, Pieter gaan nou hier staan. Broeder en suster, ons begin volgende jaar met ons Bybelskool weer. Met 'n nuwe kurrikulum, dis geskryf, ons is besig om dit te ontwikkel, om regtig mense op te lei om vir die Here te werk. Nou, ons gaan dit ongelukkig moet beperk na tussen 10 en 20 max, ons gaan nie meer as dit kan hanteer nie, want dit gaan vir ons baie belangrik wees om ook daai one-to-one met die mense te hê. So as jy voel, ons sal op 'n stadium vir die kursus deurgee, maar dit gaan nie astronomies wees nie, jy hoef nie te worry daaroor nie. Asseblief gaan gee jou naam by Pieter op, want ons gaan net, soos ek sê, 'n sekere aantal kan vat. En ons gaan seker begin Februarie volgende jaar.
So as jy voel dis wat ek wil doen, wat ek en my vrou wil doen, kom doen dit. Dit gaan vir jou so baie betekenis op maandag aande tussen 7:30 en 8:30 en ook op woensdag aande tussen 7:30 en 8:30. En dit is regtig waar die moeite werd. Jy gaan nie spyt wees nie en jy gaan ook absoluut meer effektief wees om vir die Here iets te kan doen. So jy kan jou naam by Pieter gaan opgee, hy sal reg wees daarvoor. En ek wil net vir die baie dankie sê dat jy volgende hier was en dat jy die woord kon ervaar en dat God so getrou is. So die Here seën vir u so ryklik en mag u 'n wonderlike dag verder hê en mag die Here vir u so ryklik seën. As jy 'n woordjie ook met ons wil wissel, ons sal hier voor wees en dan kan jy net met ons kom praat. Die Here seën vir u baie dankie. Dankie vir elkeen.